En dit gaan vanoggend oor die tema, die ander kant. Die ander kant. En daarom wil ek julle kom groet in die naam van God, die God van die ander kant. Ek kom groet jou in die naam van Jesus, wat hierdie God van die ander kant sigbaar kom maak het. En ek kom groet in die naam van die Gees van God, wat hierdie God van die ander kant in jou lewe 'n werklikheid laat word. Die ander kant. Die ander kant. Kom ons bid net saam. Here, ons wil vanoggend nie maar net nog 'n preek hoor nie. Ons wil vanoggend nie maar net weer huis toe gaan en niks het regtig met my gebeur nie. Here, in U teenwoordigheid verander ons. In U teenwoordigheid hoor ons U stem. In U teenwoordigheid weet ons. Of U ons verander het of nie. En ons wil vanoggend ons hart en ons lewens oopmaak. En Here, ek sê dit vir U, sodat hulle dit ook kan hoor. Here, dit was 'n moeilike week. U het gepraat. En ek moes ook luister. En ek dank U dat U in hierdie week ook opnuut vir my kom wys het. Wat wil U ook nog met my lewe doen? En ek glo elkeen wat hier sit, het ook ergens daar op die plaas, daar in die kar, daar by die huis, daar in die kombuis, miskien ook so oomblik gehad. En daarom weet ek, meer as een van ons het ook in hierdie week, soos ek uitgeskreeu, Here, praat met my. Praat met my. Moenie stil bly nie. Moenie stil word nie. Moenie afwesig raak en dat ek voel ek's alleen nie. En ek weet, U is nooit afwesig nie. Maar dit gaan baie oor ons gevoelens, Here, en U weet dit, want U het dit vir ons gegee. Ons is mense met gevoelens. Ons ervaar, ons beleef. Ons is nie maar net stokke en blokke nie. Ons is nie maar net pionne wat rondgeskuif word nie. Ons het 'n geestelike oor en 'n geestelike oog. Here, as ek vanoggend hierdie brief aflewer, dan doen ek dit met 'n bewende hand. Want Here, U praat ook met die posman. En daarom gaan niemand vanoggend, ek, almal van ons, kan sê dit was nie vir my nie. Kom nou. En doen meer as praat met my. Kom raak my aan. Kom raak my aan. In Jesus se naam. Amen.
Ek gaan hierdie gedeelte lees in Markus 4 en ek gaan daarvan vers 35 af lees. Nou die voorafgedeelte kan julle maar gaan by die huis lees. In Markus 4 praat Jesus veral oor die saaier. Jy weet die saaier wat gesaai het en die saad het op verskillende plekke geval. En hy het vertel wat beteken hierdie gelykenisse. U kan dit by die huis gaan lees, maar dan kom hy hier by 'n plek asof hierdie preek stop en dat hierdie preek nou mense se lewens aanraak. Elke plek hierna word mense se lewens verander. Markus 4. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels en hier kom die tema vandaan. Kom ons vaar na die ander kant toe. Na die oorkant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skeite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. En die golwe het in die skei geslaan, sodat die skei al begin vol geword het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Want Jesus het juis na die oorkant toe gegaan omdat hy so moeg was. En daarom het hy ook hier in die slaap geraak. Nie is die storm het hom wakker gemaak nie. Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Sien, tot die natuur verander. Die wind het gaan lê en daar het groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy wees dat self die wind en die see hom gehoorsaam? Jesus sê vir sy disippels, laat ons oorvaar na die ander kant toe. Jesus het presies geweet wat gaan aan die ander kant gebeur. Hy het presies geweet. Die disippels het nie geweet nie. En hier breek vir die disippels die eerste keer dit oop dat Jesus waarlik die Seun van God is. Vir die eerste keer in hulle lewens sien hulle hoe Jesus mense se lewens verander. Weet jy, soms vat die Here ons ook van die een kant na die ander kant. Soms vir die Here ons van die bekende na die onbekende. Hy vat ons van daar waar ek veilig voel na 'n plek waar ek onveilig voel. En hy doen dit met 'n doel. Want dit is deel van die verandering in jou lewe. Dis deel van die verandering in jou lewe. En weet wat gebeur? Tussen hierdie kant en die ander kant breek daar nou 'n storm aan. Tussen hierdie kant en die ander kant. En Jesus lê in slaap. En ek dink ons almal wat hier sit, het al dit beleef. Dat op hierdie pad van my, hier van hierdie kant na die ander kant toe, breek daar 'n storm in my lewe aan. En ek kan dit nie verstaan nie. Hierdie disippels kan dit nie verstaan nie. Jesus het hulle gevra om na die ander kant toe te gaan. En al wat gebeur is, hy lei hulle in 'n storm in. Het julle geweet dat die storms in ons lewens baie keer 'n doel het?
In die Bybel het soveel mense die Here ontmoet in 'n storm. En ek kan getuig daarvan. Ek kan getuig daarvan dat eens in my lewe was die storm so erg in my lewe dat ek geglo het daar is nie 'n toekoms nie vir my nie. En ek wil jy wat nou na my luister en na my hierdie kerk en die uitsending, is jy miskien op hierdie oomblik in so 'n storm? Finansiële storm, 'n gesondheidsstorm, 'n huweliksstorm. En hierdie storm kan jou bang maak. En glo maar, Jesus is aan die slaap. Hierdie klomp disippels sê, hoe kan u slaap? Terwyl hierdie storm rondom ons is. Ons is besig om onder te gaan. En ek sê dit ook in my lewe, maar Here, hoekom raak jy stil in die storm? Hoekom is jy afwesig in die storm? So voel ek. En dan het Jesus opgestaan en hy bestraf die wind. Want hy het ook mag oor die natuur. En dan kyk jy na die disippels en sê, waarom is julle ongelowig? Weet jy waarom voel die Here soms ver van jou af? Weet jy waarom voel jy, maar die God is afwesig? Die probleem is jou geloof. Jy glo nie meer nie. Die omstandighede het groter geword as ek glo in God. Ek glo God het my nie verlaat nie. Ek glo God gaan vir my 'n antwoord gee. Die eerste ding wat belangrik is, dat as ons van die een kant na die ander kant toe wil gaan, moet ons gehoorsaam wees. Jesus het vir die disippels gesê, vat my oor kant toe. Hulle het nie verstaan nie, hulle het nie begryp nie. Hulle het geweet Jesus is baie moeg. En weet jy wat doen hulle? Hulle doen wat hy sê. Jy sien, as 'n mens van hierdie kant na die ander kant toe wil gaan, waar die Here jou gaan totaal verander, dan moet jy gehoorsaam wees. En dan moet jy glo. Want dan staan in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Die meeste mense wie se lewens nie verander nie, is omdat hulle nie gehoorsaam is nie. Gehoorsaamheid. Dis dat ek die Here sal vertrou. In die grootste storm in my lewe sal ek die Here vertrou. Baie mense sê, weet jy, toe ek nou die Here begin dien, toe ek die Here begin aanneem, toe ek naby die Here begin lewe, toe begin daar goed om my lewe verkeerd loop. Voor die tyd het alles goed gegaan. Maar nou dat ek naby die Here lewe, nou dat ek kerk toe gaan, nou dat ek Bybel lees, nou dat ek bid, nou is daar 'n storm in my lewe. Ja, daar is 'n storm. Dit is 'n storm wat losbars. Want jy sien van die een kant aan die ander kant, gaan jy deur 'n storm. Van 'n ou lewe na 'n nuwe lewe. En daarom moet 'n mens in 'n storm moet jy jou geloof in Jesus sterker en sterker laat word. En daar gaan storms wees. Kinders van die Here word nie gevry van storms nie. En hoeveel mense het hulle geloof in die storms verloor? Ek julle vertel van 'n droogte, maak nie saak of wat 'n plek nie. Nou naby wat iemand wat hier is wat ken die plek goed. En dit was droog vir 3 jaar. Ek het gesien hoe dat kuddes in die water vasgeval het en daar dood is. Daar was niks. Daar was nie gras nie, daar was niks. Die boere het hulle vee verskuif want daar was nie meer weiding nie. En baie boere het alles verloor.
En in hierdie storm was daar een man, en ek wil maar dit net noem, julle weet nie wie dit is nie, en ek het later met hom gepraat, maar in die storm het hy op sy hek laat skryf. Hy het laat skryf. Geen reën. Geen weiding. Geen beeste. Geen God. In daardie oomblik het hy so gevoel. En dit wat hy gevoel het hy geskryf. Hy het verander daarna. Hy het nie so aangehou nie, maar in daardie oomblik geen God. Hoeveel keer was ek by die sterfbed van 'n kind wat 'n ongeluk deurgemaak het. Dat 'n pa vir my sê, "Dominee, hoe moet ek glo in 'n liefdevolle God wat dit aan my kind doen? Hoe moet ek dit glo?" Toe my vrou dood is, in een oomblik. In een oomblik. Oukies, ons almal ken die storms van die lewe. En ons kom uit hierdie storm sterker of swakker. Maar weet jy wat is die verskil? Die verskil wat gemaak is Jesus was saam met hulle in die boot. Jy moet net seker maak dat jy in die storm nie sonder Jesus gaan nie. Jesus was in hierdie skip saam met die disippels. Jy sien, want Jesus verander nie altyd die storm nie. Maar in die storm is hy by jou. En dan as jy in hom vashou, verander die situasie, soos wat hier gebeur het. Jesus is stil en beheer. As hy vir die storm sê, gaan lê, swyg. En nou sluit ek af. Wat is die doel met die ander kant? Waarom het Jesus hierdie disippels van die een kant gevat na die ander kant toe? Hoekom? Want Jesus het geweet wie wag vir hom daar oorkant. Oorkant is daar 3 mense wat vir hom wag. Daar's 3 mense wat totaal verlore is. Wat op God se verlate vlakte is. Hulle wag vir Jesus. Hy weet dit. Dis al meer afsluit. Jy sien, die mense aan die ander kant het gesoek. Die eerste een het gesoek na bevryding. Markus 5, 1-8, jy kan by die huis gaan lees, dit gaan oor hierdie besetene wat daar na Jesus toe gehardloop het. En die besetene van Gerasa, ek was daar op die plek gewees met 'n toer. En dis 'n verskriklike slegte plek. Dis net klippe in woestyn en dit lyk verskriklik, Gerasa. Maar hierdie man bly tussen grafte. Gaan lees maar. Almal wat hom vermy, want hy was gevul met bose geeste. Weet jy, hy was vasgebind. Hy het hom stikkend geslaan met die klippe. En hy laat is in die grafte gewoon. En Jesus het skaars uit die boot geklim. Toe storm hy op Jesus af. En hy was met kettinge vasgebind. Die mense het hom vasgebind, was bang vir hom gewees. En hy het na Jesus toe gehardloop en op sy knieë geval. En hy het uitgesê, "Seun van die groote God, wat kom soek U hier? Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Jesus sê toe vir die bose gees, "Gee pad uit die man. Jou slegte gees." Hoor hier. Hier's 'n man wat besete is. Hier's 'n man wat deur die bose besit is. En ek wil vir julle volgens sê, ons leef in 'n tyd waar mense hierdie goed nie meer glo nie. Ek kan vir u verhale vertel waar ek saam met sendelinge was wat ek goed gesien het wat ek in my hele lewe nog nooit ervaar en beleef het nie. En dis nie waaroor ek gaan praat vanoggend nie. Maar dat daar bose geeste is 'n waarheid. Dat bose geeste van mense besit neem, is 'n waarheid. As die Bybel dit sê, en dit is nie so 'n lieg Bybel. As mense wat besete is. En hulle is in ons tyd nog steeds daar. Hulle word nou name gegee in ons tyd, hulle word opgesluit, toegesluit. Hulle word 'n klomp pille gegee. Maar weet jy, hulle is vasgebind. En ek wil vanoggend hier kom sê, ek praat nou met jou wat vasgebind is.
Nie met 'n bose gees nie, maar jy is vasgebind, jy kan nie loskom nie. Daar's 'n ding in jou lewe wat soos 'n ketting, jou vasbind en vashou en jy kan nie vorentoe nie, jy kan nie agtertoe nie. Jy het 'n ongelukkigheid wat jou net nie verlaat nie. Mense gee pad vir jou. Vasgebinde mense. Ek gaan nie sê jy kan self invul. Daar's mense wat die naweek deur alkohol, drank vasgebind is. En hulle kan nie loskom nie. Ek sal nooit weer nie. Volgende Saterdag, Sondag. Vasgebind. Nou, om vasgebind te wees, beteken jy moet losgemaak word. En die enigste wat jy kan losmaak, sy naam is Jesus. Hy word die verlosser genoem. Hy word die losmaker genoem. Jesus maak vasgebinde mense los. Ek het dit ervaar, ek het dit beleef. En daarom moet ons hierdie geesteswêreld nie onderskat nie. Daar's 'n geveg. Daarom het Jesus gesê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Het hy dit nie gesê nie? En hier's 'n man wat vasgebind is. En daar staan, Jesus het die skip geklim. Hy het die man aangeraak. En hierdie man was 'n nuwe mens. Hy was so 'n nuwe mens dat hy Jesus smeek, Jesus, kan ek asseblief saam met u gaan? En Jesus sê nee. Hy sê, gaan terug na jou mense toe. Gaan na jou huis, na jou mense toe en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat hy jou jammer gekry het. Die ander kant. Jesus se eerste ontmoeting was met 'n vasgebinde mens. En hy het hom geweet, hy het dit geweet. En hierdie man sou nooit weer dieselfde gewees het nie. Hy word 'n disipel, hy word 'n prediker. Jesus sê vir hom, gaan preek, gaan vertel. Gaan vertel wat die Here in jou gedoen het. En weet jy hoe belangrik is 'n mens se getuienis? As jy so ervaring gehad het, as die Here jou losgemaak het, as die Here jou vrygemaak het, moet jy dit vertel. Jy moet daaroor vertel, jy moet sê, dit het met my gebeur. Ek maar as jy opmaak storie nie. Ek het op 19-jarige leeftyd het ek tot bekering gekom. Daarna het ek weer tot bekering gekom en weer 'n keer, maar daardie 19de jaar het die Here my lewe verander. So verander dat my eie familie dit nie kon verstaan nie. My eie ouma het vir my, ek het Bybel gelees, aan mekaar. En sy het vir my gesê, jy moet oppas vir 'n Bybelstryd. Jy moet oppas vir 'n Bybelstryd. Sy het nie vir my gesê oppas dat jy so baie drink nie. Maar nou het ek vrygekom. Nou het ek losgekom. My oë het oop gegaan. Nou is mense bekommerd oor my. Hoe het jy so verander? Wie ook het verander? Wie? Jesus het verander. Hy het verander. En ek sal vertel vir almal. Ek dweep nie daaroor nie. Ek het daarna baie verkeerde goed gedoen. Maar een ding weet ek, die Here het my lewe verander. Maar hierdie man moes aan die ander kant toe gaan, daar waar hy leef, om mense te bemoedig te dien met liefde. Hy moes daar bly. Hy moet nie weggaan nie. Hy word nou 'n spreekbuis vir Jesus. En ek kon vertel wat die Here aan my gedoen het. Die tweede afspraak wat Jesus het, is vir my een van die mooiste. Maar jy sien, terwyl Jesus op pad is, kom daar 'n man, sy naam is Jairus. En Jairus sê, asseblief Jesus, my dogtertjie is besig om te sterf. Kom lê jy hand op haar. En Jesus sê, dat hy sal gaan. Markus 5:25 tot 34. En weet jy, terwyl hy loop, en Jesus is moeg, en hy stap, en daar's gedrang rondom hom, en dan sê Jesus, iemand het my aangeraak. Wie is dit? Die disipels sê, maar dit is 'n magtige menigte hier rondom u. Hoe moet ons weet? Maar weet jy wat het gebeur? Tussen hierdie mense is daar 'n vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing ly.
En sy wil by Jesus uitkom. En dan sê sy vir homself, as ek maar net aan die soem van sy kleed kan raak, sal hy my gesond maak. En sy het op haar knieë geval en sy het in Jesus se kleed gevat. En Jesus het krag uit hom vloei. En sy iemand het my aangeraak. En hierdie vrou is verboureerd. En sy sê, meester, dis ek. En sy vertel haar hele lewensverhaal vir hom. Sy maak haar hart vir hom oop. En sy is 'n nuwe mens. Sy is 'n nuwe mens, jy sien. Net aan Jesus geraak. En sy het 'n storie om te vertel. My bloedvloeiing, ek lees hier die gedeeltes by hoeveel dokters sy was, en hoeveel geld sy betaal het vir die dokters, en sy het met al haar geld. Hier word sy gesond. Sy word genees. Want jy sien, Jesus het na die ander kant toe gegaan. Vir iemand wat vasgebind is. En iemand wat siek is tot die dood toe. En haar aanraking het haar genees. Sy het geglo in Jesus. Hy kan my gesond maak. En dan die laaste. Jesus kom, toe hulle aanstap na Jairus se huis toe. Toe sê die diensknegte, dit help nie. Die dogtertjie is dood. En Jesus sê niks. Hy stap aan. Hierdie gedeelte van die vrou het hom aangeraak, so mooi ek het hier gelees. Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Hierdie vrou wat 12 jaar aan bloedvloei gelê het. En dan hierdie Jairus verhaal, hulle sê nee, kom lê net die hande op. En hulle sê nee, dit help nie. Meester, sy's klaar dood. En Jesus vat net 3 van sy disippels saam met hom. Jakobus, Johannes en Petrus. Die 3, dit is altyd die disippels wat hy altyd spesiaal saam met hom gevat het. Die een was natuurlik sy broer Jakobus. En weet jy, en toe hy ingaan by die plek waar die meisietjie lê, toe sê hy, wat raas en hou julle so? Hierdie kindjie het nie gesterf nie, sy slaap net. En hulle het hom uitgelag. En toe Jesus gesê, gaan uit. Ek wil net hier mense hê wat saam met my glo. Wat saam met my glo dat hierdie dogtertjie gaan genees. En u ken die bekende gedeelte. Hy het die kindjie se handjie gevat. Sy's 12 jaar oud. En het haar opgelig en hy sê vir Talita kumi. Talita kumi. Dis die Aramees. Onthou Jesus het Aramees gepraat. Hy het nie Hebreëus gepraat of Grieks nie. Hy was 'n Arameer gewees. Hy het in die Arameese groot streke geleef. En hy is die Arameer. Hy sê Talita kumi. Dit beteken dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan. Die ander kant staan daar 'n dogtertjie van 12 jaar op. Staan sy op. Oukies, en ek kom vanoggend. En toe ek hierdie gedeelte gelees het, toe weet ek, daar gaan nie 'n dooie vanoggend in die kerk is. En as hy was, dan moes ek hande opgelê het en gesê, Talita kumi. Staan op. Staan op. Maar weet jy, daar's vasgebinde mense. Hulle is nie noodwendig deur bose geeste besit nie, maar hulle is vasgebind, kettinge vasgebind. En Jesus maak hulle los. Daar's mense wat nou na my luister, wat so pleit en bid vir genesing. Ek was by een dokter en by 'n ander dokter. Ek was oral gewees. Ek het soveel geld spandeer. Hier sit iemand hier in die kerk wat ervaar het dat om aan Jesus te vat, sy kleed te vat, kan jy onmiddellik genees. Ek het dit ervaar in my lewe. Ek het dit gesien. Ek was by genesingsdienste gewees waar ek goed gesien het wat gesê het, Here, dit staan in die Bybel, maar hoe sien ek dit? Ek sien dit. Ek was daar in Jonkie Chou se kerk. Daai kerk is nou al omtrent 10 of 12 miljoen mense in een gemeente. Suid-Korea. En terwyl ek daar in daai diens sit, niemand het aan iemand geraak nie. Jonkie Chou het aan niemand geraak nie. Mense het uit reistoele opgestaan. Mense het geskreeu en dan vra ek vir die tolk, wat het nou gebeur? Sê, daar's 'n man wat blind is wat nou kan sien.
Nou sê jy, ja, hoekom gebeur dit nie in ons tyd nie? Dit gebeur. Hier in ons land was daar genesers. Daar was ook valse genesers, ja. Maar ek glo dat Jesus maak nog steeds gesond. Ek glo dit. Nie almal nie. Jesus het ook nie almal gesond gemaak nie. Maar aan die ander kant het Jesus 'n afspraak gemaak met 3 mense, vasgebind. Iemand wat siek is en iemand wat moet opstaan van die dood aan die ander kant. En ek wil vir u vra, het dit tyd geword dat ons as hele kerk vir 'n slag na die ander kant toe gaan nie? Na die ander kant toe, daar waar mense tot bekering kom. Aan die ander kant waar mense gesond word. Aan die ander kant waar mense vrygemaak word. Ons as kerk moet hier oorstap in geloof. Ons is so in 'n kerk onsself vasgebind. Dis 'n tyd dat ons oorstap na die ander kant toe en beleef wat Jesus kan doen. En mag die Here gee dat hierdie boodskap ook vir julle die betekenis sal gee wat dit vir my gegee het. En ek het vir die Here weer gevra, ag Here, daar was 'n tyd wat ek as 'n evangelis die hele land vol gereis het en gepreek het. Wonders het gebeur. En welkom in 'n myngemeenskap, 'n myngemeenskap, toe ek daar kom, het daar net 20 tot 30 mense in die kerk gesit. Die Here het 'n herlewing daar laat uitbreek. Dat in die aande het mense al 5 uur in die kerk gesit en die kerk het 7 uur begin. 1000 plus mense. So het later luidsprekers by die kerk gesit dat die mense die diens kan volg. Wat is dit? Dis ek 'n wonderlike prediker, selfde prediker. Maar jy sien, dis die ander kant gewees. Herlewing is 'n ander kant. Ek het op gemeentes gekom waar daar niks gebeur het nie, wat ek gevoel, maar Here, waar? Maar daar was 'n ander kant wat ek beleef het en ek sê vir die Here dankie dat ek God lewens sien werk tussen mense. En ek bid vir hierdie gemeente. En ek bid dat iemand wat nou na my luister daar op 'n siekbed of iemand wat nou daar is wat sit met 'n bottel in sy hand. Ek kom nou in die naam van Jesus word losgemaak. In die naam van Jesus word gesond. In die naam van Jesus raak Jesus aan. Staan op. Nie in die doodheid nie, maar staan op uit jou ou lewe. Staan op. Luister wat die Here nou sê. En ek hoop ons gaan 'n getuienis hoor in die volgende weke van iemand wat gaan skryf. Iemand wat vir ons gaan terugskryf en sê die Here het my aangeraak. Die Here was hier, hy was aan die ander kant. En die Here het my gesond gemaak. Dankie Here dat ons beleef het, waarom het u na die ander kant toe gegaan? Want u het geweet, u het 'n afspraak gehad. U het geweet wie wag vir u. En ek glo, is iemand hier wat 'n afspraak gehad het, of iemand wat nou luister. En u ontmoet daai persoon aan die ander kant, die geloofskant. Die Here help my. Here maak my gesond. Die ander kant, die geloofskant, die wonderwerkkant, die Jesuskant. Ontmoet ons daar. In Jesus se naam, amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.